sy wil laat verstaan. Sy drome vir ons is 'n toekoms vol vreugde, 'n plan van verlossing en hoop. Wie roep sal hy hoor, wie soek sal hom vind, die God wie ons red uit ons nood. Sy drome vir ons is 'n toekoms vol vreugde, 'n plan van verlossing en hoop. Wie roep sal hy hoor, wie soek sal hom vind, die God wie ons red uit ons nood. Goeiemôre Impetus familie, dit is so lekker om julle vandag saam met ons hier te hê. Daar was 'n paar weke terug 'n meningsopname wat ons gedoen het. Daar was weer een beskikbaar, julle sal die link na dit toe kan kry onder in die description. Die inligting wat ons daaruit kry, help ons baie om vooruit te beplan en dan ook om vorentoe te beweeg met ons dienste. Daar is vanoggend ook 'n kinderkerkles beskikbaar op YouTube en op Facebook. Vir al die kinders, asseblief skakel in, julle wil dit nie mis nie. En dan vanaand 6uur is daar vir Rooted, vir die tieners en jong volwassenes, is daar 'n sessie wat ons gaan hê op Instagram, op YouTube en op Facebook. Julle is meer as welkom om in te skakel en dit gaan ook baie fun wees. Ek hoop julle geniet die diens saam met ons. Here I am before you, falling in love and seeking your truth. No
Goeiemôre vriende, ek wil begin deur vir jou dankie te sê. Op die skerm is jy besig om te sien 'n video van alles wat ingekom het in ons drive-thru, wat Sondag verby is. En ons wil vir julle sê baie dankie. Dankie vir julle oop hande, dankie vir julle oop harte. En weet dat dit wat jy gegee het, gaan 'n verskil maak. Dit gaan 'n verskil maak in baie mense se lewens. Nou, ons is ook by die gedeelte waar, as jy nou hier in die diens was, sou daar 'n offerande mandjie verbygekom het. En jy sou dalk miskien 'n R5 of 'n R10 of 'n R20 ingegooi het. En ek wil jou aanmoedig dat jy nou die oomblik sal vat en sommer nou op jou bank app of op die linkie onder, dat jy sal gaan en dat jy jou offerande sal gee. Ek wil jou aanmoedig dat jy sal aanhou om jou 10de te gee. Hou aan om ons in staat te stel, sodat ons operasioneel kan bly en kan aanhou om 'n verskil te maak in ons stad en in ons omgewing. Let all our hallelujahs be yours. All our hallelujahs be yours. From the altar of our hearts, oh God, the flames of worship rise for you and fire. For you an everlasting flame. For you a passion it burns, a passion it burns. For your everlasting name. For you a fire. For you an everlasting flame. For you a passion it burns, a passion it burns. For your everlasting name. For you a fire. For you an everlasting flame. For you a passion that burns, a passion that burns. For your everlasting name. Baie welkom by week 3 van ons reeks Leef asof jy gaan sterf. En ons vra in hierdie reeks, hierdie maand wat ons besig is met hierdie reeks, die vraag af, wat sou ek gedoen het met my lewe as ek geweet het dat ek net 30 dae oor het om te leef? En vandag gesels ons oor 'n moeilike tema. Ons gesels oor vergifnis. Om met onvergifnis of 'n wrok in jou hart te leef, is soos iemand wat deur die lewe gaan, wat 'n klip oral met hom saamdra. Verbeel jou dat jy elke dag leef, en dat jy hierdie klip, waar jy ook al is, dat jy hierdie klip met jou saamdra, oral waar jy gaan. Of jy nou by die werk is, of jy by die huis is, of jy by die skool is, of jy besig is om sport te doen en te hardloop, of te stap, of iewers met 'n fiets te ry, wat dit ook al is, jy vat hierdie klip saam met jou oral waar jy gaan. In die begin is hy dalk maklik om te dra. Hy lyk nie te groot nie, hy kan darm in een hand opgetel word. Maar soos wat die dag aangaan en soos wat tyd aangaan, word hierdie klip al hoe swaarder. As jy vinnig iets wil doen, dan kan jy nie net vinnig iets doen nie, want hierdie klip maak dit vir jou moeilik. Oral waar jy is, het jy hierdie klip saam met jou. En dalk dink jy, maar hierdie klip pla my nie regtig nie, ek dra maar oralste saam met my rond, dis nie so erg nie. En het jy so gewoond geraak om met hierdie klip rond te loop, dat jy dit dalk nie eers meer agterkom nie. Tot op 'n dag wat jy iets wil doen, en jy besef, ek kan dit nie doen nie. Ek is nie in die vermoë nie, ek is nie so vinnig nie, ek kan nie die keuse en die besluit maak om dit te doen nie. En dan wil ek jou nou vandag vra dat as ons in hierdie reeks bietjie kyk na wat sou jy gedoen het as jy gesterf het, as jy dink aan goed wat jy in jou hart dra teenoor ander mense in hierdie lewe, wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy dit laat gaan? Of gaan jy hierdie klip aanhou, vashou vir die res van jou lewe? Psalm 118 vers 24 sê, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." En vanoggend toe jy opgestaan het
het as jy hierdie hele dag sal leef vir 24 uur lank, het die Here weer 24 uur in jou lewensbankrekening ingesit, gedeponeer en gesê, hier's 'n geskenk vir jou, vir vandag. 'n Nuwe dag, 'n nuwe geleentheid om te gebruik, soos wat jy goed dink om te gebruik. Maar daar's een ding wat jy nie kan doen nie, jy kan nie teruggaan en rewind in hierdie dag en iets oor gaan doen, wat jy miskien klaar gedoen het nie. Jy het nie die voorreg om iets te gaan verander wat reeds gebeur het en wat reeds gesê is nie. Dis die enigste ding wat jy nie kan doen nie. Jy leef net vorentoe. En jy het hierdie kans om vandag te leef. Vandag se onderwerp is moeilik. As 'n mens praat oor iets soos onvergifnis of vergifnis, is dit verseker nie 'n maklike onderwerp nie, want baie van ons is al in ons lewens baie diep te nagekom. In 'n groot manier is daar skade in ons lewens gebring. Party van julle dat as jy net die woord vergifnis hoor, dan begin jou hart somme vinniger klop. Daar's adrenalien wat hier in jou are pomp en jy voel somme angstig onmiddellik as jy die woord vergifnis hoor, want jy weet dis iets waarmee jy al so lank in jou lewe mee worstel. Ons almal het die ou gesegde al gehoor van tyd genees alle dinge. Maar ek wil vandag vir jou sê dat tyd genees ongelukkig nie alle dinge nie. Dis nie waar nie. Vir party van ons is daar in die lewe al baie jare later net so groot emosionele wond van dit wat gebeur het in 'n verhouding of iets wat aan ons gedoen is, dat ons dit nog onthou vandag soos die dag wat dit gebeur het. Van die lewe se grootste vreugdes en van die lewe se grootste hartseer gebeur baie keer van dieselfde plek af. En dis in ons verhoudings. As jy net 30 daaroor het om te lewe, is daar dinge in jou verhoudings wat jy miskien vandag kan sê, dis nie klaar nie, dis nie afgehandel nie. As ek nou vandag hier op my sterfbed moet lê, sal ek dalk daai mense roep, sal ek dalk daai persoon roep en sê, ek het iets om vir jou te sê. Ek wil jou vryspreek. As dalk onopgeloste gevoelens wat jy saam met jou dra, bagasie, 'n klip wat jy saam met jou dra elke dag, wat jy maar net besluit het, ek gaan hom dra, want ek gaan dit nie laat gaan nie. Dalk is daar 'n verhouding wat jy moet herstel in jou lewe, wat jy op een of ander manier laat skade ly het. Het sy deur iemand anders se toedoen of deur jou eie toedoen, maar daai verhouding het skade gely. En voordat jy hierdie lewe groet, besef jy, maar ek moet iets hieraan doen. Nou ja, almal van ons kry klippe in die lewe. Daar's nie een van ons wat op een of ander stadium nie begin rondloop met 'n klip in ons lewe wat op een of ander manier gevorm is deur goed wat gebeur het in die lewe nie. Nie een van ons is gevrywaar nie, want weet jy wat, ons almal is feilbare mense. Nie een van ons is perfek nie en ek gaan iets sê wat iemand anders te gaan seermaak en iemand anders te gaan iets sê wat my gaan seermaak. Ons almal is in gebroke verhoudings. En dan elkeen van ons weet wat dit is om iets in jou hart mee rond te loop wat jy weet, is my moeilik om dit te laat gaan. Ek kan nie glo dit het gebeur nie. Maar ek wil vandag vir jou vra, wees eerlik met jouself en wees eerlik met God. Die Here het 'n baie hoë standaard as dit kom by verhoudings. Kyk net wat sê Romeine 12 vers 18. Hy sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Die Here sê, leef in vrede met alle mense. As jy na hierdie gedeelte kyk, dan besef jy, maar wag hier so 'n bietjie, hier's nie 'n loophole of 'n uitkomkans of 'n manier om dit of 'n escape clause in hierdie gedeelte nie. Hy sê solank dit van jou afhang, nie van die ander persoon nie, maar solank dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Nou op 'n dag kom Petrus na Jesus toe en hy vra vir Jesus, hy toets hom so 'n bietjie, waar lê hierdie grens van vergifnis? En hy vra vir Jesus baie reguit. Hy sê, as iemand teen my gesondig het, as iemand iets verkeerd teen my gedoen het, hoeveel keer moet ek hom vergewe? Want Petrus het baie goed geweet, die Joodse wet het gesê, 7 keer op 'n dag moet jy kan vergewe. Maar hy toets vir Jesus en hy vra vir Jesus,
Hoeveel keer? Waar lê die lyn? Hoeveel keer is dit dan is dit te veel? En dan kom Jesus en hy sê vir Petrus, maar wat dink jy? En Petrus antwoord heel geestelik en is die regte antwoord gewees tot op daai stadium toe. En hy sê 7 keer. Dan kom Jesus en hy draai dit op sy kop en hy sê vir hom 'n skokkende reaksie. Nee, nie 7 keer nie, maar 70 keer. 7 keer, 490 keer op 'n dag. En dan vertel Jesus 'n storie wat ewige relevantie het daar in Matteus 18. En ons gaan vandag so 'n bietjie stil staan by hierdie verhaal en jy kan dit daar gaan lees in Matteus 18 vers 21. Ek gaan dit so op my eie manier vir julle vertel. Eendag was daar 'n man gewees in 'n reuse maatskappy en hierdie man was die hoof, die MD, die CEO van hierdie reuse maatskappy gewees. 'n Baie kwaai man wat hoor dat daar een van hulle kliënte is wat al jare lank agterstallig is en dat sy rekening opgebou het tot oor die 10 miljoen rand en dat dit lyk asof hierdie persoon nooit gaan betaal nie. En hierdie CEO, hierdie baas van hierdie groot maatskappy besluit dat hy hierdie ou gaan inroep en dat hy mooi vir hom gaan verduidelik dat hierdie situasie gaan net hier eindig. Jy gaan of nou hierdie skuld betaal, of ek gaan jou onmiddellik in die tronk sit, jou laat likwideer en alles vat wat jy het. En hierdie geen nonsens baas besluit dat hy hierdie ou gaan inbring en hy bring hierdie kliënt in sy kantoor in daar op die hoogste verdieping van die gebou en hy vertel vir hom mooi wat is die situasie en dat hierdie 10 miljoen rand onmiddellik verskuldig is. En hierdie persoon, hierdie kliënt wat in die kantoor is, in absolute desperaatheid, val hy op sy knieë neer voor hierdie groot belangrike man, wat nie eintlik genade vir ander mense het nie. En hy sê asseblief meneer, gee my net nog 'n kans, gee my net nog tyd om hierdie 10 miljoen rand vir jou af te betaal. Ek sal seker maak dat ek dit vir jou teruggee. En dan gebeur iets wat baie vreemd is. Hierdie CEO, hierdie baas, sy hart word gevul met empatie, iets wat hy nie eintlik het nie, en hy word gevul met empatie en hy besluit om hierdie ou jammer te kry. Maar hy kry hom nie net jammer nie. Hy besluit om hom nie net meer tyd te gee nie, hy doen meer as dit. Hy besluit om hierdie skuld van 10 miljoen net daar af te skryf. Grootste dag van hierdie persoon se lewe, dat so groot skuld afbetaal is, afgeskryf word. Hy gee vir die mense opdrag, maak hierdie ou se rekening skoon. En daarna stap hierdie persoon uit hierdie hoë gebou uit na hierdie ongelooflike vergadering wat hy gehad het met hierdie CEO. En hy ry iewers heen en hy kom daar by die garage aan en hy sien maar, hier's een van sy kliënte. Hier's 'n ou wat hom R700 skuld en vir die laaste 3 maande vermy hom al. Hy antwoord nie sy oproepe nie. Hy weet nie wat vir hom geword het nie. En hier sien hy wraggies hierdie ou en hy kyk hom in die oë en hy sê vir hom, jy sal nou hierdie R700 wat jy my skuld, sal jy terugbetaal. En dan val hierdie ou op sy knieë of hy smeek hom asseblief om genade en sê, wie wat, ek sal 'n plan maak. Op een of ander manier sal ek voor die einde van die dag, sal ek 'n plan maak dat ek jou R700 vir jou kan teruggee. En dan sê hierdie ou, daar's nie 'n manier nie. Of jy betaal my nou, of ons ry nou na die polisiestasie toe, en ek sit jou in die tronk, omdat jy my so lank al hierdie geld skuld, vir 3 maande lank. En wat hierdie ou onkant vang, is dat hierdie selfde situasie, kan jy self indink, dat hierdie selfde situasie homself herhaal, en dat mens sal dink dat so iets sal deurdring, as so groot skuld afgeskryf word, en dat hy dieselfde sal doen vir iemand anderste, maar hy doen dit nie. Ek wil vir jou sê, as mens dink aan vergifnis, is dit seker die beginpunt daarvan, dat as ek nie besef van hoeveel ek self al van vrygespreek is nie, kan ek nie besef hoeveel ek iemand anderste, dat dit so min is in vergelyking, dat ek hulle kan vryspreek nie.
Hierdie is 'n kragtige storie wat ons uitdaag en ek wil twee dinge vandag vir jou sê as ons dink aan hierdie verhaal in Matteus 18. Twee keuses wat ek en jy het om te maak en dan wil ek jou los met 'n woord van waarskuwing. Die eerste ding is dat jy is vrygespreek van God se oordeel. Vier dit vandag. Meeste van ons loop in die lewe rond met 'n masker. Ons gee voor dat alles is perfek, alles is oukei, alles is 100% in ons lewens. Maar onder die oppervlakte weet ons dat daar's in ons almal se lewe nie net goeie dinge nie, daar's ook slegte dinge. Daar's 'n donker deel. Elkeen van ons het op een of ander manier wat die Bybel noem met sonde te doen gehad. Het sy in ons eie lewe of het sy in ander mense se lewens of iets wat hulle aan ons gedoen het. En dan draai die Bybel nie doekies om as hy praat daaroor nie. Hy praat van 'n ou natuur, hy praat van my en jou, voordat ons Christus in ons lewens toegelaat het, en hy sê, dat hierdie ou natuur is sleg. Aan Romeine 3 sê hy, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Efesiërs 2 vers 4 sê weer, ons wat dood was as gevolg van ons oortredings. En ek dink 'n mens kan maar net na klein kindertjies kyk, nee, 'n 2 of 'n 3-jarige kyk, en dan kom jy gou agter, dat hulle leer nie om selfsugtig te wees nie. Hulle leer nie om te jok nie. Hulle leer nie om 'n tantrum te gooi nie, as hulle nie hulle eie sin kry nie. Hulle doen dit outomaties, hulle kom uit die fabriek uit so. Selfsug is iets wat in elkeen van ons in ons natuur is. En dan sê Kolossense 1 vers 21, hy sê, julle was nie God se vriende nie. Inteendeel, julle was sy vyande. Julle slegte gesindheid het veroorsaak dat julle net so sleg opgetree het. Ek hoop jy dit daar raak gelees, is dat die ou mens, die natuurlike mens, wie ek en jy is, van nature, is vyande van God. As ek kan terugkom na hierdie storie toe van ons, is dit die besef dat hierdie ongelooflike skuld betaal is. Iets wat ons nooit kon terugbetaal nie. Ons is vrygestel. Ons was hulpeloos om hierdie enorme skuld wat ons het, wat ons op geen manier sou kom by mekaar skraap in ons leeftyd om te betaal vir dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Dan kom God en hy sê, ek skryf dit af. Ons skuld was so groot dat die enigste vryspraak wat daar kon wees, was deur die dood van iemand wat absoluut perfek was. En dan weet ons, daar is net een, en dit is Jesus Christus self. Die CEO van hierdie wêreld het geen hoop gehad dat ek my skuld sou kom betaal nie. En op 'n dag het hy besluit om hierdie rekening van my, van miljoene rande, op te skeur en die admin departement te laat weet, dat my rekening teen God is ten volle betaal. Christus het dit vir my gedoen. Ek verdien nie meer die oordeel nie, ek verdien nie meer wat my sou toekom as hy my agtervolg het nie. Alles wat ek moes gekry, die straf wat ek moes gedra het, is deur Christus vir my gedra. Ek het die hel verdien, en wat gee hy vir my? Die hemel. Ek het oordeel verdien, en wat kry ek? Christus, genade. So voor ons verder gaan, wil ek, jy moet seker maak dat jy hierdie geskenk ontvang het, die geskenk van vergifnis, wat God vir my gegee het, en vir jou gegee het, indien jy besluit om dit te aanvaar. Ek wil jy moet besef, wat so groot vryspraak daar in jou lewe gekom het. As jy werklik 30 daaroor gehad het om te leef, sou daar niks belangriker vir jou gewees het in hierdie wêreld om te sê, ek moet regmaak nie, ek moet vrygespreek word, ek moet my saak met God uitmaak nie. Waar gaan ek die ewigheid deurbring, as ek dit nie doen nie? Jesus het die volle prys betaal. Hy het jou vrygespreek van alles wat teen jou, teen God was.
En is vir my en vir jou om dit te ontvang vandag. Net hier vandag, kan jy daar selfs waar jy vandag sit, voor jou rekenaar, voor jou TV, kan jy hierdie geskenk van die ewige lewe saam met God ontvang. En ek wil jou uitnooi, dat ons aan die einde bid, dat jy die gebed saam sal bid daar, as jy hierdie geskenk wil ontvang. Maar hier is wat die waarheid is, en wat ek wil hê, jy moet vandag onthou, wat jy moet snap, is dat daar 'n direkte verband tussen my ervaring van waarvoor ek vergewe is, en my vermoë om iemand anderste te kan vergewe. Die basis van vergifnis is dat ek besef dat alles wat ek verkeerd gedoen het en nog verkeerd gaan doen in hierdie lewe, het God afgeskryf, het God vergewe. En ek kan dit vier, ek kan opgewonde wees, ek kan bly wees daaroor. En dan, gebaseer op hierdie enorme vryspraak wat daar gekom het, kan ek vandag van God ontvang. En kan ek die tweede ding sê, wat ek vandag wil sê, en die tweede ding is, maak ander vry van oordeel, spreek hulle vry. En as ek dit sê, probeer ek nie dit wat my en jou al oorgekom het in hierdie lewe minimaliseer en dit minder maak as wat dit regtig is nie. Wat vir party mense is dit enorm groot wat al in hulle lewe gebeur het. Iets wat ondenkbaar is dat so iets kon gebeur het in hulle lewe. Ek probeer dit nie minder maak nie. Maar volgens die Bybel is die skuld wat ons vergewe is, wat enorm was teen God, is niks wat ons in hierdie lewe kan afskryf teenoor ander mense nie. Jy sal nooit meer hoef te vergewe hier op aarde as wat God jou al reeds voor vergewe het vir wat jy gedoen het nie. En as ek hierdie verhaal reg verstaan, is die enigste manier wat ek hierdie klip wat ek saam met my dra in my hart, in my lewe, elke liewe dag, is die enigste manier daarvan ontslae te raak, nie om te sê ek vergeet daarvan of om 'n ontkenning daarvoor te lewe nie, want as ek dit saam met my dra emosioneel, raak ek nie ontslae daarvan nie. Maar om te besef dat nog 'n groter klip, die grootste rots wat daar miskien is hoe God my vergewe het. Spreuke 19 vers 11 sê in die Engels, hy sê, a man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. En as ons regtig eerlik is, besef ons vandag dat om te vergewe gebeur nie maklik nie. Nie vir een van ons is dit iets wat maklik gebeur nie. Om genade te bewys, kom nie natuurlik nie. Dit dryf teen ons natuur in. Ons almal soek geregtigheid. Ons almal soek dit om iemand terug te gee wat hulle verdien. En daar's iets sadisties rondom ons ou natuur, dat ons paybacks wil gee, dat ons wil hê dieselfde ding wat met my gebeur het, moet met daai persoon ook gebeur, en dalk nog so 'n bietjie erger, dat hy sy les moet leer. En as ons eerlik is, sal ons eerder vergelding wil hê, as om te vergewe. Maar ons word beveel om te vergewe. Vergifnis is 'n keuse. Dis nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse wat ek maak. Elke keer wat ek seer gemaak word, het ek 'n keuse wat ek kan maak daarna. Gaan ek bitter wees of gaan ek vergewe? Iemand het eendag gesê, onvergifnis is soos gevriesde woede wat ek in my ronddra. Dis soos hierdie klip wat ek dra elke dag. Ek kom nie eens meer agter nie, dis woede wat ek gevries het. En die dag wanneer daai woede ontvries, dan ontplof ek of iets gebeur met my wat ek heeltemal buite beheer is. So ek wil jou 'n bietjie huiswerk gee vandag en vra vir iemand wat naby aan jou is, jou lewensmaat of iemand in jou gesin. Wie is daar wat ek moet vergewe? Beteken dit dat ek moet vergeet? Ek dink nee. Tensy jy aan permanente geheueverlies ly, kan jy nie die seer wat in jou lewe gebeur het, heeltemal uit jou geheue verwyder nie.
En ek dink vergifnis beteken nie dat ek moet maak of dit nooit gebeur het en dat ek moet probeer om dit te ignoreer so hard as wat ek kan nie. Ek dink vergifnis is die opgee van my reg om vergelding te neem. Is die opgee van my reg om iemand terug seer te maak. En om te sê ek wens die beste vir jou toe. Ek dink dis wat vergifnis is. Ek gee my oordeel op en ek spreek vry sodat God kan oordeel, want hy's 'n baie beter regter as wat ek ooit kan wees. Kolossense 3 vers 13 sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander iets het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En dan weet ek wat sommige van julle dalk nou vandag dink, as jy net dink oor goed wat al in jou lewe gebeur het, dat daar nie 'n manier is dat ek gaan vergewe nie. Ek kan eenvoudig nie dit doen nie. En baie keer is dit iemand wat jou misbruik het, iemand wat jou verneek het, iemand wat jou verneder het, soos nog nooit van tevore in jou lewe nie. Maar ek wil vandag vir jou sê dat jy wel 'n keuse het. Jy het 'n keuse om of met hierdie klip in jou hart elke dag te leef, dit saam met jou rond te dra, dit in jou rugsak te sit as jy iewers heen gaan, die lewe te leef met 'n klip elke liewe dag, en dat hy al hoe swaarder en swaarder vir jou word elke liewe dag. Of jy kan kies om dit te laat gaan. Om met onvergifnis te leef is soos iemand wat gif drink en te dink dat dit niks aan hulle sou doen nie. Om te vergewe is om daai gif uit jou stelsel uit te kry. Gebeur nie altyd oornag nie. Maar om nie te vergewe nie, beteken dat ek elke dag weer van voor af hierdie gif drink, en ek dink ek sal nie siek word nie, en ek dink dit het nie 'n invloed op my gesondheid en op my lewe nie. Maar dit gaan nie gebeur nie. Lukas 6 vers 27 en 28. Kom ek sê nou vir julle, hoe ek wil hê julle moet leef. Julle moet julle vyande lief hê. Sulke groot woorde wat Jesus hier gebruik. Hy sê jou vyande, daai een wat jy haat, daai een wat jy wil vergeld vir dit wat hy gedoen het. Hy sê jy moet hulle lief hê. Wees goed vir almal wat julle haat. Moenie hulle sleg behandel nie. Spreek die Here se seën uit oor hulle wat julle vloek. Moenie iets leliks terugsê nie. Bid vir almal wat julle beledig. Dit is vir ons so moeilik om dit baie keer te doen en soms het ons krag nodig om in hierdie proses van vergifnis in te gaan. Ek wil hê jy moet luister na hierdie lied van hoe God ons in staat stel om te kan vergewe. Ook ander wat ons te nagekom het, wat ons seer gemaak het, wat ons onmenslike goed dalk aangedoen het, te kan vergewe. Luister daarna. Hardest thing to give away, and the last thing on your mind today. It always goes to those that don't deserve. It's the opposite of how you feel when the pain they cause is just too real. It's everything you have just to say the words forgiveness. Forgiveness. Flies in the face of all your pride. It moves away the mad inside. It always angers own worst enemy. Even when the jury and the judge say you got a right to hold a grudge, so whisper in your ear saying set it free. Forgiveness. Forgiveness. Forgiveness.
forgiveness. Show me how to love the unlovable. Show me how to reach the unreachable. Help me now to do the impossible. Forgiveness. Help me now to do the impossible. Forgiveness. It'll clear the bitterness away and even set a prisoner free. There's no end to what its power can do. So let it go and be amazed by what you see through eyes of grace. The prisoner that it really frees is you. Forgiveness. 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 Show me how to love the unlovable. Show me how to reach the unreachable. Help me now to do the impossible. Forgiveness. Wanna finally set it free. Show me how to see what your mercy sees. Help me now to give what you gave to me. Forgiveness. 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 En dan wil ek klaarmaak met 'n waarskuwing. En hierdie waarskuwing is die derde ding wat ek vandag wil sê, en dit is, as jy nie vergewe nie, dan gee ek myself oor vir marteling. Myself oor vir marteling, emosioneel, dalk selfs ook fisies. As ek teruggaan na die storie hierso in Matteus 18 toe, wil ek hê luister na die woorde daar in vers 32 tot vers 35. Hy sê die koning het die amptenaar toe dadelik ontbied en vir hom gesê, jou skurk, ek het sopas jou skuld van 'n paar miljoen rand afgeskryf, omdat jy my om genade gesmeek het. Moes dit jou nie beweeg het om dieselfde vir daardie ander amptenaar te doen, toe hy op sy knieë voor jou kom staan het nie? Die koning was so kwaad, dat hy die amptenaar daar en dan tronk toe gestuur het, waar hy gemartel, die ou Afrikaanse vertaling het gesê het, oorgegees aan die pynigers, waar hy gemartel is. En dan hierdie baie sterk woorde, ons Vader God, sal net soos die koning met julle maak, as julle soos hierdie amptenaar met julle mede-Christene maak. Ek dink baie mense neem hierdie woorde van Jesus nie ernstig op nie, maar Jesus was ernstig toe hy dit gesê het. Om vas te klou aan bitterheid is soos om gif te drink wat jou liggaam gaan vergiftig elke liewe dag totdat jy doodgaan. Dit maak jou seerder elke liewe dag. Dit maak jou bitterder elke liewe dag. Dit maak jou hart harder elke liewe dag. Nie net teenoor die persoon of persone wat jy te nagekom het nie, maar selfs teenoor ander mense vir wie jy eintlik lief is. Onvergifnis is soos om die binneste van jou lewe oor te gee vir iemand anders en sê, jy beheer nou my lewe.
Jy steel al die vreugde in my lewe. Dit is om jou hart te verhard en negatief en krities te raak oor goed in hierdie lewe. Ek wil vandag by jou smeek, wees jy die een wat die siklus gaan breek? Wees jy die een wat die moed het om op te staan en te sê, dis nou genoeg, ek gaan nie verder so lewe nie. Ek stop die malligheid, ek gaan nie verder met 'n klip vir die res van my lewe leef nie, ek dra hom saam. Hy het dalk so gemaklik geraak dat ek nie meer elke dag agtergekom het, hy is daar nie, maar sekere tye dan weet ek, want hy raak swaar en hy word moeilik om te dra. Ek laat dit gaan. En dat jy vandag sal tyd maak om hierdie klip neer te sit. As ons dalk vandag hier bid, of as jy dalk later vandag bietjie dink en reflekteer oor hierdie diens. In die lig van die enorme skuld wat jou vergewe is deur God, hoe kan ek en jy nie vergewe teenoor dit wat ander teenoor ons gesondig het nie? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag weet ons dat elke liewe een van ons op hierdie aarde is sondige mense. Ons maak foute en nie een van ons is perfek nie. En daarom het ons skuld teenoor U. Partykeer groot skuld, partykeer klein skuld, dit maak nie saak nie, skuld bly skuld. Die grootste ding is dat ons nooit hierdie skuld sou kon terugbetaal nie. En dan kom U en U gee U seun Jesus vir ons, om ons skuld terug te betaal, om in ons plek daai skuld te betaal. Dankie vir daai voorreg, dat ons dit vandag kan vier, en dankie dat ek vandag kan bid vir iemand wat hierna luister, wat daai besluit wil maak, en sê, Here, ek wil alles wat ek skuld, vir Christus gee, dat hy in my plek my skuld sal dra. Die straf wat my toe moes kom, gee ek vir Christus, en hy dra dit vir my. En hy het in my plek, was hy die middelaar gewees, om my verhouding met God te herstel. En ek wil jou vra, daar waar jy sit vandag, dat as jy gereed is om daai besluit te maak, dat jy dit in hierdie oomblik miskien sal maak. Sê ek bid om vergifnis, vergewe my Here, vir dit wat ek gedoen het. En ek wil 'n nuwe lewe saam met U leef, ek wil Christus deel maak van my lewe. Maar Here, dan kom ons ook in hierdie oomblik verder, en ons bid dat U ons ook sal help, dat ons die moed en die durf sal hê om hierdie keuse te maak om te vergewe. Dat ons hierdie klip sal laat gaan, en as ons so gemaklik geword het met hierdie klip, dat ons sal besef hoe beïnvloed hierdie klip ons lewe elke liewe dag. Help ons om ligter te leef, help ons om vry te spreek. En soms is dit 'n proses, is iets wat nie net een keer gebeur nie, dis iets wat weer en weer en weer moet gebeur. Help ons met hierdie proses, totdat ons besef, dat ons finaal laat gaan het. En dankie dat U deur die Gees ons in staat stel om dit te kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou uitnooi dat jy na vandag so 'n bietjie sal dink, en dalk hierdie keuse sal maak, en hierdie besluit sal maak, om te laat gaan. Ons gaan nou ook op die skerm vir julle hierdie week se gebedsversoeke gee, en jy kan saam met jou gesin daar bid, vir hierdie gebedsversoeke wat opgekom het, en gee miskien vir elkeen in julle gesin 'n beurt om te bid, en vra vir elkeen dat hy in sy eie woorde, op sy eie manier, al is dit 2 sinne, sal bid vir hierdie versoeke op die skerm.